Goeiedag, dit is 'n voorreg om weer saam met u te kan wees rondom die woord. Mag die Here deur sy Gees ons lei wanneer ons so saam is. En ons gaan kyk vandag hoe jy jou kunskap, jou verhouding met God kan uitleef in die omstandighede waar jy nou is vir die tyd wat jy daar is. Binne die bepaalde unieke omstandighede en plek waar jy is. Hoe leef ek my Christendom juis daaruit? Ons gaan kyk na Jeremia 29 en ons lees vanaf vers 1. Dis 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was en na die priesters en die profete en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. So die wegvoering het plaasgevind. Daar was nog mense wat agtergebly het in Jerusalem, maar die belangrikste mense is reeds na Babel toe. Jeremia het die brief gestuur nadat koning Jojagin en die koningin moeder, die paleispersoneel en die amptenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem weg is. Jeremia het die brief gestuur met Elasa, seun van Safan, en met Gemaria, seun van Gilkia, wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadneser van Babel toe gestuur is. En dan vers 4. So sê ek, die Here, die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld. Laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad, waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete en waarsêers julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Nou, miskien is dit nie die fokus van die preek nie, maar hierdie versie word so baie keer gebruik om te sê die Here beplan vir ons voorspoed en dan word dit sommer net toegepas op die hier en die nou. En ja, daardie werk wat ek nou wil kry en daai kar wat ek wil kry en daai geleentheid wat ek wil benut, sal die Here my inseën, want die Here sê dit. Maar as ons mooi verstaan in die konteks. Die Here wil vir ons voorspoed beplan. Of hy beplan vir ons voorspoed en hy gee vir ons die beste. Hy is God wat heel maak. Hy is God wat herstel. Hy is God wat die beste gee. En tog, binne die konteks selfs van hierdie gedeelte sien ons dat die volk is in ballingskap weggevoer en dat die Here sê, ja, ek beplan vir julle voorspoed, maar die werklikheid is dat hulle sal eers oor 70 jaar terugkeer na Jerusalem toe. Ja, hy werk met hulle. Ja, hulle moet ook daar 'n roeping vervul. Ja, God is nie ver van hulle af, juis daar waar in ballingskap is nie, maar waar hulle nou is, in ballingskap, moet hulle die Here dien, geloof uitleef, en oor 70 jaar sal dit wat eintlik hulle wou gehad het, dat hulle terugkeer na hulle land, sal dan eers gebeur. So ons moet nie sommer net so op die versie af, op die oor af, dinge toeëien en interpreteer, wat dit dalk nie regtig beteken nie. Maar ons lees dan vanaf vers 12 verder, dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit, en van al die plekke af waarin ek julle verstrooi het, sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek toe waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. So dis ongeveer so 600 voor Christus, die volk is das weggevoer in ballingskap, as gevolg van die volharding in sonde wat hulle ongehoorsaam was aan God, en Jerusalem is dan oorwin, en die meeste en belangrikste mense is reeds weggevoer na Babel toe. Dit is eintlik 'n droewige tyd. Hulle is in 'n vreemde land, onder regering van iemand wat die Here nie erken en dien nie, in 'n stad waar daar soveel bose verkeerde dinge gebeur. En dan is die Babyloniërs se doel en se raad aan hulle is bly in die stad en word soos die stad. Dan oor die doel van ballingskap is ook maar so om jou weg te vat van waar jy hoort en jou binne 'n nuwe plek te sit waar jy 'n nuwe kultuur, nuwe waardes moet aanleer, dat jy as dit ware jou eie identiteit verloor.
Maar dan is daar ook die valse profete wat eintlik in die gedeelte sê, bly in die stad, maar onttrek jou van die stad, behou net jou eie identiteit, bly net hier waar jy is, moenie meng met die stad nie, sodat jy nie daardeur versoek kan word nie. En jy sal dan net jouself, jou eie identiteit behou, en dan totdat jy teruggevat word na jou land toe. Ons lees in die vorige hoofstuk waar Hanania, 'n valse profeet, eintlik gesê, ballingskap gaan net 2 jaar duur, so moet niks doen nie, byt net vas, moenie jou meng nie, en dan sal die Here jou terugvat. Maar dan kom die woord van die Here deur Jeremia. Dit wat ons in ons teksverse kry, wat eintlik so anders is, en dit is, beweeg die stad in, beweeg in die stad in, bevorder die belange van die stad, maak die stad julle stad, en leef volgens God se wil. Behou jou identiteit, maak 'n verskil. Dien die stad vanuit wie jy is, en behou en bly wie jy is, maar maak 'n verskil in die stad. Met ander woorde, hier kry ons iets anders. Moenie word soos die stad nie. Moet ook nie isoleer van die stad en leef in jou eie kokonnetjie nie. Maar in die naam van God, volgens wie jy is, maak 'n positiewe verskil in die stad. Dis die opdrag van die Here aan die ballinge in 'n vreemde, goddelose stad. Leef wie jy is as kinders van God, maar loop oor van wie jy is, in 'n plek waar jy is, vir so lank as wat jy daar is. Maak 'n verskil, bevorder die belange van die stad. Dit is eintlik so 'n besonderse punt eintlik as mens daaroor dink binne die Godsopenbaring. Want in die Ou Testament was God se opdrag eintlik skei julle af. Moenie met ander volke meng nie, die verbondsvolk Israel van Israel, moenie meng met ander volke nie, sodat hulle getrou kan bly in die Here en nie die afgode van die ander volke begin dien nie. So in die Ou Testament kry ons die skei jou af, en dan in die Nuwe Testament kry ons juis vanuit wie hulle is as disippels van Christus, kry hulle die opdrag, gaan heen, maak disippels van alle nasies. En nou kry ons hier met die ballingskap so half tussenin, kry ons hoe hulle getrou moet wees aan wie hulle is, maar maak 'n verskil in die goddelose stad waar hulle nou tans is, vir so lank as wat hulle daar is. En dit is eintlik so in lyn met die Nuwe Testamentiese opdrag ook van sout en lig wees. Om sout het 'n effek waar hy is. Sout moet sout wees. Maar sout is nie bedoel om op 'n southoop te lê nie. En jy moet lig wees waar jy is, al is dit vreeslik donker, moet jy die lig wees. Lig is nie bedoel om weggesteek te word nie, maar 'n impak te maak waar daar die lig is. En dis in die konteks van hierdie gedeelte is, bou, dra vrede in, neem toe in getalle, brei uit, en brei julle invloed ook uit, sien ons in vers 7, in hierdie goddelose stad. En so, die bekende Johannes 3 vers 16, God het die wêreld, en dan praat dit ook van die wêreld in sy geheel, wat ook nie altyd hom erken nie, het hy so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het, en hy het iets gedoen in sy genade wat almal raak, en ons as sy medewerkers, God se medewerkers, sy volgelinge, is bedoel om God se genade in hierdie wêreld in te dra, om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, getrou aan wie ons is, as kind van God, binne verhouding met hom, maak ons 'n verskil. Jy is tans ook op 'n bepaalde plek, by 'n bepaalde werk, binne 'n bepaalde land, in 'n woonbuurt, binne 'n koshuis dalk, binne 'n vriendekring, vir 'n bepaalde tyd. En ons weet nie altyd presies hoe lank daai tyd is. Partykeer is jy in daardie plek, soms ook as gevolg van keuses wat jy gemaak het, of selfs verkeerde keuses wat jy gemaak het, soos in die geval van die ballinge in hierdie gedeelte. Of jy's daar as gevolg van dinge wat buite jou beheer is. Dis bloot deur die saamloop van omstandighede, of geleenthede wat jou op 'n bepaalde plek gebring het, wat jy dalk nie gedink het jy gaan wees nie. Maar die opdrag is, daar waar jy tans is, vir so lank as wat jy daar is, wees lig, wees sout, maak 'n verskil, maak heel, brei uit, bid vir mense. Waar jy is, so lank as wat jy daar is, in die mate wat jy daartoe in staat is, dra God se liefde uit, dra God se heerskappy uit, bou op, maak heel met dit wat jy van God ontvang. En dit beteken vir jou en vir my ook in Nuwe Testamentiese konteks, na die uitstorting van die Heilige Gees, dat ons inderdaad onder leiding van die Gees moet leef, om te hoor waar en wat en wanneer ek iets moet sê. Wat moet ek doen? Wat se verskil moet ek maak in
die omgewing waar ek is, binne mense se lewens, ja, vanuit my identiteit, wat ek in Christus het. Die Heilige Gees is ons begeleier, sodat ons nie maar net dinge gaan doen nie, en gaan waar ons dink ons moet gaan nie, maar om te hoor, waar wil die Here hê moet ons gaan? Wat 'n verskil moet ons maak, wat God deur sy Gees vir ons roep om te maak? Ons moet ons roeping hoor, verstaan en uitvoer. Maar om dit te kan doen, moet ons fyn hoor wat die Heilige Gees deur sy woord sê. Moet ons hoor wat die Heilige Gees aan ons openbaar, en daarom moet ons ook besig wees met die woord, voortdurend, om te hoor wat die Heilige Gees vir ons sê. Jy is nie hier, jy is nie waar jy nou is, bloot om te oorleef nie. Jy is nie hier waar jy is, om bloot saam te ry nie. Jy is nie hier net om in jou eie belange te kyk nie. Jy is nie alleen daar om te help die wat jou help, of wat naby aan jou is nie. Ek en jy is medewerkers in God se koninkryk, om die liefde en vrede wat ons van hom ontvang, in te dra en uit te dra, in die omgewing waar jy is, ook in die bepaalde gemeente wat jy tans is. Jy mag en jy moet deel wees van die opbou van daai gemeente, om mekaar te bedien, betrokke te wees by bedieninge, vir so lank as wat die Here jou daar plaas. Partykeer is ons so besig met dinge wat eintlik baie energie en tyd opslurp, maar baie min ewigheidsbetekenis het. En die ballinge word opgeroep om te bou, om te gee, om te dien, vanuit die identiteit wat hulle in God het, binne die stad waar hulle nou is. En dit is dan interessant as mens gaan dink oor stede, veral dan in die tyd van die Bybel, was die stede daar om beskerming te gee. Dit is 'n plek van veiligheid, ook teen die wilde diere en die elemente, maar selfs ook teen vyande en rowers. Dit is 'n veilige plek, die stede. Stede was bedoel waar daar geregtigheid moet geskied. Aan die ander woorde, buite die stede was so half elkeen vir homself, want binne die stad was daar regeringsstelsels waar die bedoeling was dat reg en geregtigheid moet geskied. Stede was ook juist by uitstek die plek waar kulturele, sosiale en politiese koneksies gemaak word. En stede was ook eintlik maar daar waar jy 'n geestelike tuiste kan vind, waar jy geestelike leiding kan kry, ja, van geestelike leiers, en vanaf die tempel sou daar dan 'n tempel wees in daardie stad. Ons sien dit selfs in ons konteks, hoe daar baie keer binne dorpe die kerktoring en die kerk so sentraal staan. Dit is so tipies van stede, maar wat het gebeur met stede? Baie keer ook vandag het stede geword 'n plek waar daar maar rasisme, klassisme en geweld is, of word 'n plek waar jy amper kan wegkruip vir die gereg of ook vir God. Of kulturele ontwikkeling het baie keer ontwikkel, maar met my eie ek as sentrum, waar wat ek wil hê, en my gierigheid, en wat ek wil beleef, en my kultuur staan in die sentrum. Nou, baie keer is stede ook 'n plek waar daar valshede is, en valse geloof ook inderdaad is. En daarom, vir juis as ons as Christene, is ons bedoel om daar 'n verskil te maak, in die oorspronklike bedoeling van stede, en wat dit eintlik behoort te wees, dat dit 'n plek van hulp en beskerming wees. Dis wat ons geroep is, binne die stad, of dan die konteks, of dan die vriendekring waar binne ons is, om hulp en beskerming te gee aan hulle wat dit nodig het, wat dalk sonder kos is, sonder klere, sonder seggenskap, oor klasse en rassegrense heen. Nou, die kerk kan nie opgaan in sosiale geregtigheid en humanitêre hulp nie, soos dit die wese van die kerk is nie, maar dit is 'n groot deel van die roeping van die kerk. Matteus 25 praat daarvan dat die Here eintlik vra en sê, ek was honger, dors en sonder klere, het julle my gehelp? Dit is 'n groot deel van die roeping van die kerk. Ons moet ook geregtigheid en regverdigheid indra in 'n omgewing waar ons is, in klein en groot dinge. En doen ons dit? Of draai ons 'n blinde oog, solank dit net nie onreg teen ons is nie. As dit onreg teen ons is, dan staan ons op, maar staan ons op dat onreg aangespreek word en dat geregtigheid sal geskied, of bring ons vrede in ons omgewing, of is dit net, raak ons net betrokke as dit ons direk raak? Ons moet vra, wie kan ons opbou in die leefwêreld waar ons tans is? Wie moet ons begelei om die ware sin en doel van die lewe te verstaan, ook die ware rede vir bestaan, naamlik God self, om dit te ontdek en dit aan hulle te kan verkondig. Ons is geroep binne ons omgewing, ook selfs binne ons land, om
om God se wil te verkondig en te leef, waar ook al God ons plaas, vir solank as wat ons plaas, tot eer van sy naam. Ons is ook geroep in hierdie land, om God se wil te leef en te verkondig, en baie keer is daar maar 'n bepaalde sisteem in elke land. Ons kry baie keer dat demokrasie word eintlik bo autokrasie, word gesien as bo autokrasie, omdat autokrasie so dikwels skeef uitgedraai het. Maar Christene beywer hulle in die eerste plek vir 'n teokrasie. Met ander woorde, waar God regeer en waar God se bepil die bepalende is. En al is dit in 'n land of in 'n dorp of in 'n stad wat nie dit vanuit die stad erken nie, moet jy as Christen eintlik 'n teokrasie indra in die mate wat jy kan en waar jy is en waar jy invloed kan uitoefen, waar God se wil regeer en God se wil verkondig word. Die opdrag van die Here aan die ballinge in ons teksvers raak die praktyk van waar hulle nou is, al is dit binne 'n nie-Christelike land en stad. Ons is die sout en die lig vir die land waar ons nou tans in is. Ons wil dan vra, maar wat 'n verskil maak ek? Dit is so 'n groot taak, dit is so 'n groot ding. Hoe maak ons 'n verskil? Is eintlik die vraag, hoe groot is die taak nie? Die vraag is net, hoe radikaal leef ek vir God in daardie stukkie wêreld waar die Here my nou geplaas het? God sal die verandering bring. God bring verandering. Hy is in beheer. Maar doen jy wat jy bedoel is om te doen? Hoe fanaties, hoe radikaal is jy besig om God te leef in die omstandighede waar jy nou is? En dan ook, jy sal floreer binne selfs negatiewe omstandighede, nie omdat jy in negatiewe omstandighede is nie, maar omdat jy vanuit jou identiteit God se wil uitleef in daardie bepaalde omstandighede. Jy leef jou identiteit, jou roeping uit vanuit jou verhouding met God, en dan sal jy floreer, want jy's in 'n verhouding met God. Maak ons daardie verskil wat God ons roep om te maak. En ons kan dit net doen vanuit ons verhouding met God. Ons sien hierdie gedeelte, hoe dit gaan oor God en ons verhouding met God. So sê in vers 4 staan, so sê ek, die Here, die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Die Here, die Almagtige, die God van Israel, verhouding, die Almagtige, hy wat alles het, alle mag het. Vers 7, bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot my, want sy belang is ook julle belang. Het gaan oor God en 'n verhouding met God. Daar word gepraat in vers 4 en vers 8 oor die God van Israel. En dat binne hierdie verhouding is daar 'n soeke na God se wil. Vra na my wil en julle sal my wil ken as julle met die hele hart daarna vra. Met ander woorde, ons moet in 'n verhouding met God leef. En miskien net so ter verduideliking, daar's 3 maniere om jou lewe te leef, ten minste 3 maniere. Daar's 'n wêreldse manier, ongodsdienstige manier, om te probeer heerser van jou eie lewe te wees, om self te bepaal en jou eie sin en doel te vind. En mense dink ook aan die verlore seun, die gelykenis van die verlore seun, waar die jongste eintlik gesê het, ek wil alles hê, ek wil alles geniet, en my lewe lê in my eie hande, ek bepaal. Ja, maar dit is, ek steur my nie aan die ander mense, en ek steur my ook nie na God toe. Ons sien dit eintlik maar in ballingskap waar die volk is, in Babel. Daar is mense in 'n stad wat eintlik sê, ons wil met God niks te doen hê. Ek wil maar my eie lewe leef. Maar dan is daar ook 'n tweede manier, en dis om op 'n godsdienstige manier myself te probeer red, my eie verlosser te wees, my eie wil te doen. En ons sien dit ook hier, wat die ballinge eintlik maar, of dan van die vals profete en party van die mense wat daar was, en ek sê, maar wat is die beste vir my? En ek wil net die regte goedjies doen, dan sodat my omstandighede kan verander, dat ek uit hierdie ballingskap uitkom. Dit gaan oor my en my verandering van omstandighede. Ons dink ook aan die verlore seun, wat ek net gesê het. In die verhaal van die verlore seun is dit baie die oudste seun, wat eintlik ook, hy was daar, hy was nooit weg nie, hy het die pa gedien, maar het gegaan oor wat hy daaruit kon kry. Hy het so goed geleef, dat hy eintlik gedink, sy pa skuld hom, en sy pa behoort vir hom hierdie dinge te gee, en hy het reg op hierdie dinge. Ten diepste was sy hart ook nie by sy pa nie, maar al hierdie dinge. En tog leef in sy hart nie die hart van sy vader. Die liefde van sy vader leef nie in sy hart. Ons het ook baie keer maar daai gedagte, as ek net heilig genoeg leef, as ek geduldig genoeg is, as ek aanvaarbaar genoeg is,
dan behoort die Here darm mos vir my te kan gee. Maar het gaan nie om jou eie lewe te leef en self koning te wees nie. Het gaan nou oor om op 'n godsdienstige wyse klomp reëls na te kom waarop jy dink jy goed by God kan verdien. Maar dit gaan daaroor, en dis die derde manier, en die eintlike manier, is om te sê, ek het niks, maar God het alles. En daarom kyk ek na God alleen vir verlossing, vir my lewe, en ek kyk na God om te bepaal, wat is my lewensdoel? Wat is die wil, God se wil vir my lewe? Wat is die taak wat ek het? Ek is gerig vir redding, vir identiteit en vir roeping tot God, nie tot myself nie. Alles net genade. Ek kan niks verdien nie. God het in Christus, het hy die betaling gebring, waar Christus mens geword het om op hier op aarde te leef, volmaak gelewe, hy is gekruisig om ons sondes te betaal, en so het hy vir ons die nuwe lewe betaal, gekoop en ons weer sy kinders gemaak, wat ons deur die geloof omhels. Daarom omdat ek 'n produk van God se genade is, fokus ek op God, vra ek na God se wil, leef ek vanuit my goddelike identiteit, gaan dit oor die eer van God. En dis wat ons ontvang. Dis wat ons leef en indra in ons leefomgewing, in watter omgewing ons ook al mag wees, gunstig of nie gunstig, want ons vind ons lewe nie in 'n gunstige of 'n ongunstige omstandighede, maar in die uitlewing van ons identiteit wat ons van God het, in die omstandighede waarin God ons plaas, vir solank as wat hy ons daar plaas. Ja, ons leef nie 'n wettisisme nie. Ons leef nie 'n Christelike verdienste nie. Ons leef 'n genadeverhouding met God in alle omstandighede. En die uitleef hiervan, daarin vind ons sin en doel en betekenis. Dit is vanuit die werklikheid dat God my God is, dat ek 'n roeping kan leef in die plek waar ek nou is, vir die bepaalde tyd waarin ek daar is. Mag ons die goeie dinge beleef wat God vir ons bedoel, vanuit ons verhouding met hom en die uitlewing daarvan, ongeag die omstandighede waarin ons tans is. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Here dat ons U kan ken en dat ons vanuit U genade ons lewe en ons roeping kan leef. En dat dit vir ons 'n vreugde is, Here, dat dit die sin en die doel is om deur ons lewe in alle omstandighede net U te verheerlik en U naam groot te maak. Ons bid Here dit vir wysheid om dinge te onderskei waarop dit werklik aankom, wysheid Here om die regte woorde op die regte tyd te sê, wysheid Here om te weet hoe ons situasies moet hanteer, sodat U daardeur verheerlik sal word. Here, ons prys, ons loof, ons eer U, want U is ons God, U is ons koning, U is ons Here. Ons is lief vir U, Here. Ons wil alleen maar vir U lewe. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap, die troos, die begeleiding van die Heilige Gees, is en bly met U elkeen. Amen.